Vriende, kom ons net so, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre weer hier kan saam wees in hierdie plek van aanbidding. Ons kan sê soos die psalmdigter, loof die Here o my siel, en alles wat binne my is, loof sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Baie dankie Here dat U 'n besondere belang by U kinders het. Dat U 'n besondere belang by 'n byeenkoms soos hierdie het en dat U Gees ook deur U woord in harte werk om te wil sowel as om te werk na U welbehae. Here, baie dankie vir die sekerheid wat ons het dat elke boodskap wat ons spreek nooit na U ledig sal terugkeer nie. Dit sal wees of tot die redding van 'n mens of tot sy veroordeling. En daarom is dit noodsaaklik dat ons die woord sal preek, sê die Bybel, tydig en ontydig. Dat ons sal weer lê bestraf en vermaan in alle lankmoedigheid. En ag Here, dat ons nie deur die gees van ons tyd moedeloos gemaak sal word, waar mense hulle ore toestop en vir hulle menigte leraars sal versamel, wat volgens hulle eie begeerlikhede wil spreek nie. Daarom is dit die gebed van my hart, Here, dat ons getrou sal bly aan U. U is die opperherder. So pragtig toe ons hierdie week as gesin daardeur Johannes 10 werk. Die Bybel sê, my skape luister na my stem en hulle volg my. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid toe nie. En niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. My Vader, wat groter is as almal, het hulle aan my gegee. En daarom sal niemand hulle uit my hand ruk nie. Dit was my so kosbaar toe ek dit lees, want Here, hoe hoor ons U stem? Deur U woord. Wanneer ons dit lees, wanneer ons die prediking van U woord aanhoor, en dan het ons die verantwoordelikheid om te toets dit wat gesê word, en wat ons lees, en Here dan ook te sien hoe lyk ons voor U. As daar nodig is om belydenis te doen, dan doen ons dit met daardie kosbare vrymoedigheid, soos 'n vader na 'n kind gaan, of 'n kind na 'n vader gaan, om vir hom te sê, Vader, ek is jammer, dat ek teen U gesondig het, en teen die hemele, vergewe my. En dankie ook, Here, dat U ons deur die woord opbou in die allerheiligste geloof. Dankie dat ons by tye kan kom buig en sê, Here, dankie dat ek in hierdie saak waarin ek gestruikel het, Here, oorwinning gekry het, en dat ek nou meer as oorwinnaar is deur U wat my lief gehad het. En Here, so stap ons hierdie pad, dag vir dag, een dag op 'n slag. En ag, ons weet vanmôre van hulle hier in ons gemeente, wat vanmôre in hierdie gebou sit, Here, wat liggaamlik ly, wat swaar kry, en daarom bid ons ook vir hulle, dat U vir hulle in besonder naby sal wees. U vir hulle sal kom bekragtig en versterk, en ag Here, dat hulle sal weet U genade is genoeg, en dat U krag ook in ons swakheid volbring word. En ons weet, Here, vir U is daar niks onmoontlik nie. As U hulle wil genees, weet ons, dit kan in 'n oomblik plaasvind, en daarom bid ons ook, dierbare Here, dat U deur U kosbare genade hulle sal besoek, en as dit U wil is, vir hulle sal aanraak en gesond sal maak, sodat U die eer sal kry, die lof en die aanbidding van ons harte. Daar is hulle wat hierdie week in was vir 'n operasie, daar is ander, Here, wat al vir 'n lang tyd ongesteld is. Ons bid dat U liefdevolle genade hulle deel sal wees, en daar in die siekbed dat hulle sal besef dat U nie die God is wat ver eenkant staan en kyk hoe ons spartel in ons elende nie, maar U sê vir ons dat U nie net naby ons is nie, maar deur U Gees in ons woon, om ons te versterk met krag uit die hoogte. Baie dankie vir elkeen wat vanmôre hier is, Here. Ons waardeer die feit dat hulle hierdie moeite gedoen het om oor ver paaie heen te kom. En ons wil vir U baie dankie sê dat U nie een te veel of een te min is nie. Ons dankie dat U Gees hier teenwoordig is. Vir hulle wat inskakel op Facebook en ook op die uitsendingskanaal, Here, dat U ook vir hulle sal seën en dit maklik sal maak om te luister. En Vader, bo alles, dat ons vanmôre sal hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. En baie dankie dat U die dwaasheid van die prediking gebruik om die wat glo te red. Dit gaan nie oor 'n predikant se wonderlike oortuigingsvermoë of vernuf nie. Dit gaan nie oor, Here, hoe besonder goed ek my woorde uitspreek en mense in 'n hoek probeer verf en sê, luister, daar's nie uitkom kans vir jou nie. Dit gaan oor die woord op 'n eenvoudige, biddende manier oor te dra en dan die Gees te vertrou om die werk te doen. Here, en harte te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Siele te red en mense voor te berei vir daardie dag van rekenskap. Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid, dankie vir elkeen teenwoordig, bo alles verheerlik U self in ons midde deur dat Christus verhoog word deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons Hemelse Vader en
ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees ook hier by ons. Amen. Die hartseer opskrif gesien van die wederkomskaart wat ek hier vir u voorgehou het, daar staan die laaste boodskap van die boek Openbaring. Nou, ons weet nie, miskien terwyl ek hierdie laaste boodskap preek, van die wegname van die Here plaas, en dan is ons by die Here in die heerlikheid. Miskien is dit heel onwaarskynlik, en ons sal hier moet uitbeweeg, en 'n getuie vir die Here wees, maar ons is nou al seker so, ek weet nie, oor 'n jaar en 'n half, besig met die reeks, maar ek glo dit was vir u tot groot seën gewees, en vanmôre kom ons by die belangrike boodskap uit van die werklikheid van God se oordeel, die poel van vuur, of dan die hel, soos die Bybel daarvan praat, en ek wil sommer hier van die staanspoor af vir u sê, vanmôre se boodskap is 'n liefdevolle boodskap. Dis waarskuwend, maar dis liefdevol. As iemand waarsku oor die afgrond waaroor u gaan ry nie, dan sal ons sê hulle is liefdeloos. As iemand weet daar is 'n gevaarlike dier of 'n slang, 'n giftige slang in 'n vertrek, en hy laat jou daar ingaan en hy waarsku jou nie, sal ons sê hy's gevaarlik, hy's 'n sadis, hy's iemand wat nie reg is hier in die kop nie. En tog is die meeste predikers besig om mense houtgerus na die ewige oordeel van God te stuur, sonder om hulle te waarsku, want hulle is bang mense neem aanstoot. Nou vriende, ek gaan nie vanmôre vir u sê wat is hierdie gemeente se oortuiging nie. Ek gaan u begelei uit die woord om vir u te sê, dat ek u in liefde wil vermaan, want die Here Jesus self het meer gepraat oor die hel as oor die hemel. Dit was vir hom so belangrik gewees om mense te waarsku, want hy het geweet, daar is 'n plek van ewige oordeel, waar die toorn van God oor die sondaar uitgestort sal word. Terwyl ons nou nog lewe is daar hoop, daar is kans vir genade, en daarom gaan ons vanmôre kyk in hierdie boodskap, die laaste boodskap, na die gedagte van die werklikheid en die sekerheid van die poel van vuur, of die hel, of die oordeel van God. So dis die laaste boodskap, eintlik moet ou so traantjie pik nou, bietjie hartseer dat ons nou klaar is met die reeks, maar ek dink, daar is vir my 'n tyd van opgewondenheid wat voor lê. Ek gaan in die toekoms, wat nou kom volgende week Sondag as die Here ons spaar, gaan ek een Psalm en een belangrike vers in die woord hanteer, dat ons daai reekse kan klaarmaak, en u weet mos hoeveel psalms daar is, en Psalm 119 het meer verse as wat daar psalms is, so kom ons kyk tot hoe ver ons met daardie dinge vorder, maar net 'n kort oorsig oor wat ons week hanteer het. Nou die kaart is weg, u sal sien die kaart is hier onder die kansel, so, maar u sal onthou die kaart wat hier was, die heel laaste gedeelte onder, julle regterkant, of linkerkant, my regterkant, was die poel van vuur gewees. Nou ons het gekyk verlede week na die laaste oordeel, wat sal plaasvind, die wit troon oordeel, soos die Bybel dit noem, daar in Openbaring 20, en ons het dit saam gelees. Ek het vir u laasweek gesê, die sekerheid van die oordeel, die regter by hierdie oordeel sal Christus self wees, wie almal sal voor hierdie troon verskyn, almal wat die Here Jesus Christus nie ken, as verlosser en saligmaker nie, op grond waarvan sal hulle geoordeel word. Ons het daarna gekyk, en dan ook die gevolge van hierdie oordeel, en dis waarby ons vanmôre gaan stil staan. Die gevolg van hierdie oordeel is God se ewige poel van vuur. En ons gaan vanmôre bietjie daarna kyk, en ek wil weer vir u sê, glo my, dis 'n boodskap van liefde. Ek is hier vanmôre om jou te waarsku. En terwyl jy deur die boodskap saam met my werk, gaan jy miskien vir jouself die vraag afvra, maar hierdie klink vir my amper vreesaanjaend, waar's die liefde in die saak? Die liefde is in die saak dat God ons betyds waarsku. Vir hulle wat dood is alle kanse verby. Daar sal nooit weer 'n kans wees vir hulle wat gesterf het sonder Christus nie. Ons maak nie saak, en dit is vir ons, is nie vir ons belangrik wat predikante sê by 'n begrafnis nie. Die Bybel sê, soos 'n mens geleef het, so sterf hy. Soos die boom val, so sal hy bly lê. En as jy vanmôre die Here nie ken nie, is hierdie die liefdesstem van God wat na jou kom en vir jou sê, mens, bekeer jou voordat dit vir jou eendag te laat is. En ons gaan vanmôre saam lees uit Openbaring 20 en dan so 'n paar verse uit Lukas die 16de hoofstuk. Die Openbaring 20, die laaste boek in die Bybel, geskryf deur Johannes die apostel van liefde. Hy staan bekend as die apostel van liefde, omdat hy in al sy geskrifte meer na die liefde verwys as enige ander apostel, waarin ook dinge neergepen het in die woord van die Here. En hierdie apostel van liefde skryf in Openbaring 20. En ek het 'n groot wit troon gesien, hom wat daarop sit,
voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. Die dode, klein en groot, het voor God gestaan, en die boeke is geopen. En 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel, na wat in die boeke geskrywe is, volgens hulle werke. Vers 13 is belangrik, die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. En nou kom die Here en hy vertel 'n gelykenis wat Openbaring 20 vir ons baie mooi illustreer. Die Bybel praat van 'n ryk man in Lukas 16. Die Bybel sê hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. Daar was ook 'n bedelaar en die Bybel sê sy naam was Lazarus. Nou ons moet net onderskei wanneer die Here 'n gelykenis vertel, het hy gewoonlik nie 'n naam gekoppel aan die gelykenis nie. In hierdie gelykenis kom die Here en hy praat van 'n man wat spesifiek geleef het en hy het voor 'n ryk man se poort gesit en heel moontlik was hierdie hele scenario bekend aan die hoorders van die Here Jesus. Die Bybel sê hierdie man was vol swere en hy het voor die poort van die ryk man gelê. En hierdie gedeelte gaan nie oor rykdom is 'n ewel en armoede gaan jou in die hemel bring nie. Dis glad nie wat hierdie gedeelte sê nie. Die Here wil vir ons 'n beginsel kom leer uit hierdie gedeelte. En ons gaan bietjie kyk daarna. Vers 21. En hy het verlang om te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. Toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterf en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. Nou vriende, ek gaan nie daaroor preek nie, ek gaan net 'n gedagte vir u noem. Die boesem van Abraham verwys altyd na die teenwoordigheid van Christus. Abraham was die vader van die volk Israel. En hulle het hom gesien as die een wat uit die geloof geregverdig is en dan ook dat almal wat gered is in Abraham geseën is. So die gedagte van hy sien Abraham van ver is die teenwoordigheid van die Here waar Abraham dan ook was en Lazarus. En nou sê die Bybel, hierdie ryk man roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Abraham antwoord, kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het en so ook Lazarus die en word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is nie na ons kan kom nie. En hy sê, ek bid u dan, Vader, om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers. Hoor nou, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister, maar hy antwoord, nee Vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. En wil ek net so ietsie vir u sê oor dit, daar is baie kerke vandag, wat mense laat kom preek en kom praat, wat kwansies 'n halfuur dood was, of 'n uur dood was, en nou wil hulle vir ons kom vertel, wat ander kant die graf plaasvind, en nou moet ons luister na wat hulle sê. Die Bybel sê, al sal iemand uit die dode opstaan, en vir ons kom sê, daar is 'n poel van vuur, sal mense nie luister, as hulle nie die woord van God glo nie. Die Here praat deur sy woord met ons het nie nodig om iemand te kry, wat uit die dode opstaan nie, want die meeste van hulle is leenaars. Hulle is lief vir geld en hulle boeke is stopverkopers en later erken hulle en bely hulle dat hulle nooit in die hel of in die hemel was nie. Dat dit alles maar net 'n versinsel was om 'n finansiële gewin te verkry. Want luister, ons leef in 'n tyd waar mense enige snert sal glo, behalwe die woord van God. Mense soek alles, behalwe wat God sê. Daarom sit die kerk in die toestand waarin hy sit, daarom sit die land in die toestand waarin hy sit, en dan so ook die wêreld. So ons gaan vanmôre vir u vanuit die woord van God begelei, om hierdie plek van smart te raak te sien, u betyds te waarsku, dat u sal bekeer tot God,
Want die Bybel sê vir ons baie duidelik dat ons almal rekenskap sal gee. Ons praat vanmôre met u uit hierdie twee gedeeltes oor die werklikheid van die hel of die werklikheid van die poel van vuur. Nou vriende, ek onthou my kinderjare en die tyd toe ek groot geword het. Nou ek begin ook nou al ver in die jare gaan, grys. Ek het my baard daarom nou afgeskeer, so ek hoop ek lyk beter. Lyk nie jonger nie, maar bietjie beter. Maar toe ek 'n jong seun was dit eintlik ondenkbaar dat jy in 'n kerk sou kom en mense sal vir jou sê, man, daar bestaan nie 'n ding soos 'n hel nie. En ons glo nie regtig aan die hemel nie, en die maagdelike geboorte is eintlik 'n klomp nonsens, en ek wil vir jou sê, 'n ding soos 'n duiwel is iets wat mense uitdink het, en ons glo ook nie aan die opstanding van die Here nie, en wie sê vir jou in elk geval die Bybel is die waarheid? Toe ek 'n kind was dit ondenkbaar. Die oomblik as iemand dit sê, het jy hom uitgekry as 'n ketter, en iemand wat eintlik ver van die waarheid af is, en vandag is die deursnee kerkmens heel uitgesproke oor die feit, ons glo nie meer aan die Here Jesus Christus as die plaasvervanger wat gekom het om vir ons sonde te sterf nie. Die oorgrote meerderheid sê, man, hoe kan 'n maagd te skenk aan 'n kind? En dan kom ons by die hemel en hel gedagte, en die meeste glo nog aan die hemel, want dit klink vir hulle goed, en dit klink vir hulle na plek waar hulle graag na heen wil gaan. Maar die oomblik wanneer predikers oor die hel praat, dan raak mense ongemaklik, en hulle sê vir ons, luister, ons het alreeds soveel probleme, waarom laai julle nog las op ons, en bring 'n benoudheid oor ons, met die vrees dat ons miskien na hierdie plek eendag sal gaan. En ek wil vir u sê, vriende, ek is juis hier met die doel, dat u seker sal maak, dat u nie na hierdie plek van smarte gaan nie. Daarom die boodskap vanuit die Bybel, soos ons oor die jare gesien het, predikers wat die Here lief het, gepreek het, is ek hier vanmôre om vir u te waarsku oor hierdie saak. Ek het so een of twee berigte saamgebring, ek gaan glad nie daaroor praat, ek gaan net vir u wys. En hier is 3 of 4 vriende van duisende, wat vandag hulle mond uitspoel oor die ewige verdoemenis, en daar was so tyd terug in die kere berig gewees, wat gaan oor die gedagte van die hel, en van God verlaat in die hel, en die saak word beredeneer, is daar so iets, is daar 'n plek van smarte, en moet ons nog glo aan so ou verstokte boodskap, soos 'n oordeel na hierdie lewe. Nou hierdie paus is lankal dood, en hy het agtergekom, daar is 'n hel, en hy sê hemel en hel is geen plekke nie, sê die paus, so asof die paus die Here is. Paus is nie die Here nie, God is die een, wat die waarheid van sy woord aan ons deurgee, en die beeld is daar 'n berig wat verskyn het, elkeen skep sy eie hel, dis geen vuur of vlam nie. Dis maar die berigte wat verskyn, en vriende, die man Anton LaVey wat die Satanic Bible geskryf het, daar is so ding soos 'n Satanic Bible, hy skryf, hy sê, there is no heaven of glory bright, and no hell where sinners roast. Here and now is our day of torment, here and now is our day of joy, here and now is our opportunity. Choose ye this day, this hour, for no Redeemer liveth. Klink amper vir my soos 'n professor by 'n kweekskool. Dit klink amper vir my soos 'n predikant wat op 'n kansel vandag staan. Wat vir mense sê, luister, jou beste lewe is nou. Eet, drink en geniet, want môre gaan jy dood. Jy moet jou lewe nou voluit lewe, en hierdie professore, hierdie predikante klink net soos hierdie man Anton LaVey wat hierdie Satanic Bible geskryf het, met die doel om mense op 'n valse weg te stuur, waar hulle dink die lewe gaan oor die hier en oor die nou. Jy moet tog agterkom en bietjie kyk, en as u wil, kan u so bietjie eendag deur 'n begrafplaas gaan ry. En dan kyk u na die datums waarop mense sterwe. Het u gesien, daar is nie net 'n afdeling vir ou mense nie. Selfs in begrafplase as jy inkom, kry jy 'n afdeling waar jong kinders en tieners en middeljarige mense sterwe. Reg deur die Bybel sien ons hierdie beginsel, en die hartseer is dat die meeste nie gereed is om God te ontmoet nie. Die meeste reken dat die dood is eintlik die sleutel na die hemel, terwyl die Bybel vir ons sê, Jesus is die deur. As iemand deur hom ingaan, sal hy of sy gered word. Daarom wil ek vanmôre vir u sê, ek steur my nie veel aan wat predikers sê nie, ek word nie beïndruk deur mense se grade of titels nie, maak nie saak of
mense vir my dominee of oom of Gerard of Piet of Koos sê nie. Ek is vanmôre nie hier omdat ek een of ander titel verwerf het nie. Ek is hier as 'n boodskapper van God om in liefde vir u te sê, daar is 'n plek soos God se hel, God se van vuur, daarom moet ons bekeer. Anders sal ons hierdie oordeel van God deelagtig word. Nou vriende, jy moet onthou daar is 'n vyand. En jou duiwel gee nie om as mense spot en nie glo in 'n letterlike hel nie. Waarom nie? Sy plek is reeds geboek. Daar is een wat nie tot dit kan kom nie, of een groep. Dis die duiwel en sy engele, sy bose magte. Die Bybel sê, die duiwel glo en hy sidder, maar as hom nooit weer 'n kans vir hom gegee kan word om reg te maak wat hy verkeerd gedoen het nie. Ek is bevoorreg om vanmôre die waarheid te sien en dan uit die mag van die duisternis en van die duiwel bevry te word. 2 Korintiërs 11:3 waarsku die apostel Paulus en hy sê, maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle so miskien bedorwe kan raak, vreemd van die opregtheid teenoor Christus. Vers 13, want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulle self verander in apostels van Christus. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Die vyand is 'n misleier. Die Bybel sê hy's 'n bedrieër. Hy's 'n mensemoordenaar en 'n leenaar. Hy het vir Eva gelieg in die tuin van Eden en Eva het sy leuen. Het Eva God geword? Nee, die Bybel sê die hele menslike ras is in sonde gedompel. So as die vyand vanmôre vir jou sê, en as 'n prediker vanmôre van die kansel sê, of as 'n professor van Stellenbosch of van Tikkies of waar ook al vir jou sê, daar is nie 'n ding soos 'n letterlike hel waar die sondaar God se oordeel gaan beleef nie, dan kan vir jou met groot vrymoedigheid sê, jy is 'n gesant Satan. Die duiwel. Is ek radikaal in my uitsprake? Nee, ek is eerlik. Want die Here sê vir sy kerkmense van sy tyd, die Fariseërs en Sadduseërs, hy sê vir hulle, julle is geslag. Julle staan God teë, die waarheid teë. Die waarheid is nie in julle nie. Julle die gedaante dat julle lewe, maar julle is vol doodsbeendere. Dis presies waaroor die kerk vandag gaan. Mense wil nie meer sê so sê die Here nie. Hulle sê eerder wat mense graag wil hoor. Ek en jy ry vanmôre verby 'n klomp fietsryers, 'n stuk of 50, 60. Sy sê hierdie woorde. Almal is mans gewees. Sy sê hierdie is die vaders van huise. Hulle is veronderstel om hulle gesinne vanmôre te begelei om in die huis van die Here te wees. En hulle doen dit nie, en ek sê vir haar, ek dink die rede hoekom die meeste dit nie doen nie, is omdat hulle in elk geval niks by die kerk gaan kry nie. Die predikant praat 10 of 15 minute niks seggende goed, en dan praat hy oor die volgende kermis, die volgende fondsinsameling, hoeveel geld die kerk tekort het, en al hierdie dinge, en die kerk het 'n besigheid geword. Daarom het ek vir u van die begin af gesê, hierdie is nie 'n besigheid nie. Hier vertrou ons die Here om vir ons te sorg. Ons kom bedel by u niks nie. Ons is hier om vir u te sê, maak jou klaar om God te ontmoet. Want ek wil nie eendag voor die Here staan om rekenskap van jou lewe te gee. En ek het jou nie dringend en in liefde. Die duiwel is een wat mense mislei. Hy mislei predikers. Hy mislei enige mens op aarde. Daarom het ons God se wysheid en sy woord nodig. So kom ons kyk wat sê die Bybel. Nie wat sê die professore, nie wat sê die koerante of die Paus of Anton Lawey nie. Ons kyk wat sê die Bybel, die gesagvolle bron van God, oor hierdie werklike plek wat voorlê vir die sondaar. Openbaring 20 vers 15, en as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Kom ek vat vir u vinnig so deur 'n reis in die Bybel om vir u te sê, waaroralste die Bybel praat van die hel. Die Bybel is onomwonde oor die gedagte dat die hel 'n werklikheid is. Openbaring 20 vers 15 praat die Bybel van die poel van vuur. Openbaring 21 vers 8 die tweede dood. Matteus 8 vers 12 die plek van buiteste duisternis. Matteus 25:41 die ewige vuur. Let op die woordkeuse, die ewige vuur. Matteus 25:46 die ewige straf, ewig sonder einde. Daar sal nooit 'n einde wees aan hierdie straf wat God dan ook voorberei het nie.
2 Tessalonisense 1 vers 9, die ewige verderf, weer eens die woord van ewige. Matteus 3 vers 12, die onuitblusselike vuur. Hebreërs 10, 27, die vuurgloed. En dan Matteus 5, 22, die helse vuur. So dis waarna die Bybel verwys, as die Here vir ons wil waarsku oor hierdie plek, die plek van ewige verderf, waar die sondaar mens homself sal bevind. Vriende, ons lees in 1 Timoteus 1:15, 1 Timoteus 3 vers 1, 1 Timoteus 4 vers 9, 2 Timoteus 2:11, Titus 1 vers 9 en Titus 3 vers 8, presies dieselfde woorde, en ek gaan vir u lees wat in hierdie verse staan. Daar staan, dit is 'n betroubare woord, die Bybel is 'n betroubare woord, en werd om ten volle aangeneem te word. So ons kan nie kies en keer wat ons wil glo nie. Ons kan nie besluit, hierdie gedeelte klink goed, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee, ons cricketspan gaan, ons hokkiespan gaan wen, want die Here gaan ons in staat stel. En daai vers word heeltemal totaal buite verband aangehaal, en dan kom ons by die poel van vuur en selfs, nie hierdie gedeelte nie. Ek is al klaar so depressed vandag, ek wil nou nog nie lees van 'n plek waar die wurm nie sterf nie uitgeblus word nie. Ek dink jy moet meer dit lees, en die ander versie later binne konteks gaan bestudeer. Openbaring 21 vers 5b sê skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. U weet mos hoe werk dit in die lands, howe, hulle glo nie in God nie, maar jy moet nog steeds jou hand op die Bybel sit en sê, ek beloof ek gaan die waarheid praat, die volle waarheid en alles behalwe die waarheid, nee? U weet mos die belofte wat hulle aflê. Die laaste deel sê hulle mos, hulle lieg as hulle begin tot hulle klaarmaak. Hulle sit hulle hand op die Bybel, hulle vrees God nie meer nie, en hulle besef nie dat hierdie God hulle gaan eendag in die berg bring nie. Want die Bybel sê die woord van God is waaragtig en betroubaar, en hierdie woord gaan ons oordeel in die laaste dag. En daarom is belangrik skryf, want dit is waaragtig en betroubaar. Dis nie 'n onbetroubare getuie wat lieg in die hof nie. God lieg nie. As hy vir ons in sy woord waarsku, dan praat hy die waarheid. Jy sien, dit maak nie regtig saak wat sê mense nie, ons staan en val by God se woord. Baie belangrik, 11 maal in die Nuwe Testament vind ons die woordjie hel, of in Grieks die woordjie Gehenna, en dit verwys na ewige, permanente poel van vuur. En baie belangrik, Jesus was die een wat al 11 keer in sy prediking na die hel verwys het. Jesus? Daarat is hy seker. Hy was die liefdevolle, sagmoedige een wat sê, kom na my toe, ek is sagmoedig en nederig van hart, sodat jy rus vir jou siel kan vind. Kan hy so iets sê? Kan hy na 'n plek soos die hel verwys? 11 keer. En ons sien dit ook baie duidelik. Jesus het meer oor die hel gepraat as oor die hemel. Hy kom uit die heerlikheid van die hemel. Hy was aanbid deur serafs en engele in die ewigheid, of kom ek sê in die heerlikheid, en vandat hy die engele geskaap het, was hy aanbid deur hierdie engele. Van ewigheid het God in homself bestaan. Hy kom na hierdie aarde, hy weet hoe is dit in die heerlikheid van die hemel, en hy praat minder oor die hemel as wat hy oor die hel praat. Dit wil vir my iets sê. En daarom gaan ons vanmôre na so 'n paar gedagtes kyk. En ek gaan nie vir sê hoeveel nie, want dan gaan u dit begin aftel. En dan gaan u miskien nie luister nie, so daar is so 'n paar gedagtes. En kom ons val weg by die eerste een. Die hel of die poel van vuur is 'n plek van ewige pyniging en smarte. Gister toe praat ek en broer Bux oor die saak van mans, en ag asseblief verskoon my, moet my asseblief nie by die deur nou aanvat nie, of kwaad vir my wees nie, maar ons kan nie soveel pyn vat soos vrouens nie. Kom ons wees eerlik. Hulle het 'n pyndrumpel, ek wil vir u sê, wat verskriklik hoog is. Ons as mans, as ons toon stamp, is ons vir 3 dae uit sirkulasie. Sit met die toon in die lug, kyk golf, en as die vrou iets vra, dan, nou dis seer. Ons het nie eintlik 'n pyndrumpel nie, maar die Bybel sê vir ons, dit maak nie saak wat jou pyndrumpel is nie. Die hel gaan 'n plek wees waar God jou vir ewig sal pynig, nie omdat hy 'n sadis is nie omdat hy 'n behaag het in die pyniging van mense nie, maar omdat mense rebelle is teenoor God.
Ons sien in hierdie Christelike land van ons, waar kerke op elke hoek en elke straat staan, dat mense inkom en hulle gaan uit onveranderd. En hulle rebelleer teen God en hulle wil nie buig voor sy heilige gesag nie. Daarom sal hierdie plek 'n verdiende plek wees vir hulle wat Christus nie ken nie. Lukas 16:23, en die ryk man het ook gesterwe, en toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af, en Lazarus in sy boesem. Toe hy hierdie pyn beleef, wat doen hy? Hy besef, hy gaan nie daar uitkom nie. Hy sê, gaan waarsku my broers. My lot is verseël. Dis hier waar ek vir ewig sal wees. Gaan waarsku my broers dringend. Ek lees vir die vers 24. Want ek ly smarte in hierdie vlam. Vers 28, ek het 5 broers om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Ek het nou dag vir mense gesê, ons het baie bravade, wanneer ons 'n paar rand in die bank het, 2 voertuie in die motorhuis, ons het 'n lekker huis, ons het 'n bietjie voedsel in die kas, ons het 'n redelike stywe bankbalans, dat ons baie te sê oor God, oor sy woord en oor die ewigheid. Dan gaan 'n dag aanbreek wat die Here jou stroop van alles. Dan is dit net jy en God. En dan gaan jy rekenskap gee. As jy die Here nie ken nie, sal jy in hierdie plek van pyniging kom. Openbaring 14 vers 10. Hy sal self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die lam, en die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid. Die Rooms-Katolieke Kerk sê vagevuur. Luister, as jy nou nooit 'n Rooms-Katoliek was nie, gaan jy bietjie langer daaraan wees, maar ons gaan jou kans gee, man. Ons sê jy het nie genoeg verstand gehad op aarde om aan die leuns van die Rooms-Katolieke Kerk te glo nie, maar ons gaan vir jou 'n gap gee. Jy gaan langer in daardie vagevuur wees as die ander mense, maar uiteindelik gaan almal in die heerlikheid kom. Want die Here het vir almal gesterwe, soos baie kerke die leuen verkondig. Hy het vir almal gesterwe, so almal gaan uiteindelik die hemel sien. Die Bybel praat hier van mense wat tot in alle ewigheid, dag en nag, die begrip wat ons verstaan, dag en nag, geen rus sal hê nie. Die Here sê in Openbaring 20 vers 10, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Ek kan nie vir die ewigheid verklaar nie, daar is nie 'n woordeboek wat ewigheid kan verklaar nie. Die pogings wat mense aanwend om ewigheid te verklaar, is nietig, want u en ek is beperk in ons verstaan. Maar een ding wat ek vir u kan sê, ewigheid hou nooit op nie. Ek hoor baie keer as paartjies verlief is, dan sê hulle, ek sal jou vir ewig lief hê. Nee, jy sal nie. Jy sal nie. Dikwels na die 3de fight sê, ek weet nie hoekom ek jou in die eerste plek lief gehad het nie. Maar die beginsel is hier, ewigheid is nie wat ons as mens koppel aan my lief nie. Ewigheid is vir altyd. Nooit weer 'n einde nie. Lukas 13:28, daar sal geween wees en geknars van die tande, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sal sien, maar julle self uitdryf buitentoe. Baie duidelik wat die Here vir ons sê, mense gaan verseker vriende nie vir ou Niek help kole stook nie. Ek hoor die jong mense deesdae baie arrogant en vol bravades, en nie net hulle nie, ek wil hulle nie net uitlig nie, daar's wonderlike jong mense in hierdie gemeente wat die Here liefhet, en ek dank die Here vir hulle. Ek dank die Here vir die jong mense in ons gemeente wat uitstaan vir die Here Jesus. Maar die oorgrote meerderheid sê, man, ek wil hel toe gaan. Ek gaan vir ou Niek help kole stook, en dit is nou die duiwel se bynaam, so asof hy nou bekommerd is oor sy byname. Hy het in elk geval so baie. Hy het baie meer as 'n skoonma in elk geval. Maar die gedagte is net, dit pla hom nie. Hoekom? Want hy weet mense praat uit hulle dwaasheid. Niemand gaan vir Niek help kole stook nie. Ons gaan nie 'n groot disco hê in die hel of in die poel van vuur waar musiek gaan aanwees en daar gaan 'n bar wees waar ons sal onbeperk kan drink en al die goed kan doen nie. Die Bybel sê vir ons, die duiwel sal self God se oordeel beleef. Mense gaan verseker nie met hulle sonde onverpoos voortgaan in die hel nie.
In die hel sal hulle die toren van die lewende God ervaar. So dis 'n plek van ewige pyniging. Maar hoor gou, hierdie was vir my 'n treffer gewees, en eintlik 'n sitter, soos Buk sal sê. Nou Buk was 'n ouderling vir 9 jaar, hy het my beïnvloed, met sekere van hulle sê goed, daar in Namaqualand. Dit sal 'n plek van herinnering wees. Nou kom ek lees vir u. Lukas 16:25. Maar Abraham antwoord, dis nou vir die ryk man, kind, onthou jy, dat jy die goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte, en nou word hy getroos, maar jy ly smarte. Ek wil vanmôre vir jou sê, elke goddelose op hierdie aarde, wat rykdom en weelde beleef, sal onthou, dat het God se goedheid en guns oor hulle was. En hulle het nie sy goedheid en genade daarin raak gesien nie, hulle het gespog in hulle eie self, en met hulle talent, en met hulle harde werk, en met hulle gawes, en met al die dinge wat hulle so genaamd by mekaar gemaak het. En in daardie dag, wanneer hulle voor God staan, sal hulle besef, dit is hy wat laat reën oor die regverdige en die onregverdige. Dis hy wat goedheid en guns bewys aan die sondaar en aan sy kind, met die doel dat hulle tot bekering sal kom. Elkeen sal dit onthou. Die Bybel leer vir ons baie duidelik daar in Jakobus 1:17, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Matteus 5:45, want hy laat sy son opgaan oor die slegtes en die goeies, en hy laat reën op die regverdiges en die onregverdiges. Daar die man wat in sy landery staan en God het nie reën gestuur nie, en wat God vloek, sal dit onthou. En hy sal onthou die kere waar hy 'n groot oes ingesamel het en rykdom verwerf het, hy sal dit onthou. Daar die CEO van 'n maatskappy waar daar sit met sy groot kar wat onder die afdak staan, en sy groot huis wat hy het en sy vakansiehuis wat hy het, sal hoor en sal verstaan die kere waar die evangelie na sy kant toe gekom het en hy sy hart verhard het teenoor God. Hy sal onthou. En u weet mos, spyt is 'n goeie ding, maar hy kom te laat. Die meeste van ons lê baie aande wakker. Dat dink ons by onsself, waarom het ek dit gedoen? Want dit goed wat 15 jaar terug gebeur het. Waarom het ek nie 2 keer gedink voor ek hierdie besluit gemaak het of hierdie ding gedoen het nie? In die hel sal mense vir ewig herinner word aan God se goedheid en die feit dat hulle dit verwerp het. Wil vir u sê, ons beleef God se goedheid. Ek praat nou reg met 'n man by die golfbaan. Ek wil vir golfers is interessante mense. Ek het gedog polisman is interessante mense toe ek in die polisie was, maar ek het 'n baie meer interessante spesie ontmoet. En hulle staan met 'n golfstok in die hand. Daar die man staan daar met sy setstok, dis nou 'n patter, staan in sy hand en hy pat, en ek begin met hom praat oor die evangelie. Hy sê, ou Gerard, ek dink, hierdie aarde is ons hel. En ek kyk om so, dink myself, 'n pragtige groen setperk, 'n golfstok in jou hand, 'n bal, jy het geld om te koop wat jy wil, en dis hel. Ek sê vir jy verstaan nie, dis nie God se hel nie. In God se hel sal jy herinner word aan hierdie goedheid van God, en jy het nog steeds sy evangelie verwerp. Mense, vriende, het nie hel op aarde nie. Jy kan hoe slegte lewe hê, die hel is 'n werklikheid. En daar sal jy herinner word aan God se goedheid. Die ewige verdoemenis sal 'n plek wees waar die mens sal onthou dat die Here goed was vir hom of haar. Die mens sal al die kansse onthou waar die Here hom tot bekering wou bring en hy of sy wou in ongehoorsaamheid hulle hart nie aan die Here oorgee en hulle harte bly verhard. Daarom sê Romeine 2:4, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toren as 'n skat in die dag van toren, en die openbaring van die regverdige oordeel van God, wat elkeen sal vergeld na sy werke. Vriende, as daar 'n sein uitkom, hier is 'n orkaan op pad, wat doen die meeste mense? Hulle gaan soek skuiling. Hulle gaan sekere plekke wat hulle onder die grond het, hulle maak die deur toe, en daar wag hulle dat hierdie storm verbygaan. Die een wat daar die waarskuwing verag, kom om in daardie
geweldige storm. En die mens sal sê, luister, hy wou nie, luister nie. Ons het nie veel simpatie nie, want hy wil nie luister nie. Jy moet simpatie hê, maar meeste het nie, want hy wou nie luister nie. God sê, moenie my waarskuwings, my goedheid verag nie. Want hierdie goedheid van my is om jou tot bekering te bring, maar as jou hart bly verhard, sal die poel van vuur dan jou verdiende loon en plek wees. Die derde gedagte, die hel is 'n plek van onversadigbare drange en begeertes. Hoor dit staan in die Bybel. Die ryk man, onthou hy het weelderig gelewe, né? Diensknegte wat hom bedien het. Klap sy vinger en dan kry hy ou ros met Sprite in. En dis mos wat ryk mense drink, sover ek weet. En hulle geniet al hierdie dinge en hulle maak vir hulle self 'n lekker geroosterde broodjie met bietjie tamatie en kaas en 'n ou stukkie eie op, né? Dit wat ryk mense eet, nee. Al die lekker kos van die lewe, en ek wil vir u sê, kaviaar is nie lekker nie, maar hoe dit ook al mag sy vir die ryk ouens, hulle wurg hom af want hy's duur, en hulle sê vir ons is lekker, ek bly by 'n lekker broodjie, maar die punt wat ek wil maak is nou nie wat ek van hou en ryk mense van hou nie, maar hulle kry alles wat hulle wil hê, meeste van hulle. As hulle vandag dit wil eet, eet hulle dit. En die Bybel sê hierdie ryk man op 'n stadium, vra ek soek net 'n druppel water. Dit is eintlik ondenkbaar. Hy's ryk, hy het alles gehad op aarde, hy het diensknegte gehad, Lazarus lê by sy poort, hy gee hom nie eens die krummels wat van sy tafel afval nie. Is 'n selfsugtige man en die Bybel sê vir ons, op 'n stadium toe hy sterwe, en hy kom in hierdie plek van smarte, toe smag hy na 1 druppel water. En wat is die ding wat jou die dors die beste les? Nie coke nie, ek like van coke. Swart goud is lekker, maar water. Water les jou dors. Hierdie man smag na water. Word water vir hom aangebied? 'n plek van onversadigbare drange, sê die Bybel. Die Bybel is baie duidelik dat die mens na hierdie huidige lewe sal oorgaan in 'n bewuste staat na sy of haar ewige tuiste. Ek hoor kerke deesdae preek oor die sieleslaap. My pa slaap nou rustig in die graf. Nee, jou pa slaap nie rustig in die graf nie. Ook nie jou ma nie. Ook nie jou broer of suster nie. My ma is dood, my pa is dood, my broer is dood, en al drie weet onmiddellik toe hulle oë in die hospitaal toegemaak het. En hulle het gesterwe en God het hulle suurstof afgesny. Het hulle geweet waar hulle sal wees vir ewig. Dis nie 'n onbewuste staat nie. Ek wag nie vir die vage vuur nie. Ek gaan nie in 'n siklus van reïnkarnasie nie. Dis 'n bewuste staat waar drange en begeertes my deel sal wees en dit sal nooit bevredig word nie. Jare terug saam met 'n paar polismanne gewerk en ons kom by die saak uit, hulle was deel van die ou apostelkerk en ons kom by die gedagte van die hel uit en hulle sê vir my, man, die hel is 'n plek, as jy doodgaan, dan sweef jou gees rond in die dorp waar jy nou gebore is of waar jy nou laaste was. En as jy lief was om 'n dop te drink by 'n hotel, dan sweef jou gees na hierdie hotel toe. Ek vertel nie nou die storie nie, hoor. Dis nie rooi kappietjie eendag lank gelede nie. Hierdie is wat die mense my vertel wat hulle glo. Dan kom jou gees by hierdie hotel aan. Dan sien jy hoe drink daardie manne daai lang biere. Dan dink hy by homself, ek is so lus vir 'n bier. En dan kan hy daai bier nie kry nie. Dis sy hel. Dis sê ek vir hom nee. God sê hel is 'n plek van pyniging, maar ook van drang en begeertes wat nooit vervul sal word nie. Het jy al gesien hoe mense wat verslaaf is aan dwelms, alkohol, pille, kos, hulle smag na hierdie goed wanneer dit van hulle weerhou word? Die onttrekkingssimptome wat hulle kry? Ek wil net vir u sê, ek weet nie presies hoe dit in die hel sal wees nie, maar die waarskuwing kom. Hierdie ryk man het gesmag na water. En hy dit nie. Die ongeredde sal nie in 'n sieleslaap verkeer of deur die vage vuur gaan, of met een asemteug uitgewis word nie, verseker nie. Die Bybel sê hy sal God sy oordeel beleef, en sy drange sal nooit bevredig word nie. Die hel in die volgende plek sal 'n versamelplek van sondaars wees, en in aanhalingstekens het ek gesê goeies en slegtes. Het u die nuutste Hollywood movies gesien? Ek hoop nie so nie, want ek ook nie. Maar al wat ek hoor, as ek hoor van die goed, of
As 'n mens kyk na die Hollywood gedagte, hulle begin sondaars in kategorieë plaas. Kom ons dink maar aan die ou man Robin Hood. Hy is vir ons almal 'n hero. Maar hy was 'n goeie sondaar. Want hy het die koning beroof om vir die armes te gee en ons sê, Robin, jy's my hero. Jou foto kom op my muur, want hierdie klomp besteel ons in elk geval. En so het Hollywood gekom en hy maak hierdie gedagte in ons harte vas dat ons eintlik onderskeid kan tref. Luister, ou Hitler verdien die hel, maar ek wil jou sê, daar die ander ou, nee wat. Hy is nie so sleg soos Hitler nie, daar is vir hom 'n goeie kans om by die poort in te glip. Ek wil vir u sê, 'n sondaar bly 'n sondaar, want hy's 'n sondaar gebore, en sonder Christus sal hy 'n sondaar sterwe, al was hy lidmaat van Berea Christen Gemeente. Al was hy die paus, al was hy wat ook al. Kom ek lees vir u wat sê die woord, maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en die gruwelikes en die moordenaars en die hoereerders en die towenaars en die afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal, dit is die tweede dood. 1 Korintiërs 16, moenie dwaal nie, geen hoereerder of afgodedienaar of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. So wat die Bybel vir ons sê, ons almal is op pad hel toe. Want ons almal het al gelieg, ons almal het al sekere sondes gepleeg, ons almal is skuldig voor God, daarom moet ons gered word om van die poel van vuur vry te kom. Sondaars is sondaars. Baie interessant, in die tyd van die Here Jesus, was die mense wat die Here die meeste aangespreek, die kerk lei, die fariseërs en die sadiseërs, die manne wat die lang togas gedra het, die manne wat in die sinagoge gepreek het. Jesus sê vir hulle in Johannes 8 vers 44, julle die duiwel as vader. En ek wil in hierdie môre vir u met baie liefde sê, kerk gaan jou nie red nie. Die feit dat jy saam met ons beweeg het na hierdie gemeente, gaan nie vir jou die poort na die hemel oopsluit nie, maar ek het vir jou goeie nuus. Die Here Jesus, die ons verkondig, die een wat gekruisig is, ons gaan sy dood nou herdenk, wat opgestaan het, hy is die een wat jou van jou sonde kan vryspreek, wat hierdie skuld vir jou gedra het, sodat jy gered kan word, dat jy nie in hierdie plek van verdoemenis sal ingaan nie. In die hemel sal daar vuil smerige sondaars wees, maar ook goeie opgevoede kerkmense. U sien ons as mens maak onderskeid, ons plaas mense in kategorieë. Ons praat van groot en klein sondaars, slegte en goeie skelms. Die Bybel maak nie daardie onderskeid nie. Ons samelewing poog ons om ons te dwing om sekere gedagtes te koester wat 99% van die tyd kontra God se ewige woord is. In die hel sal elke tipe mens wees, van elke nasie, taal, volk en stam. Elke kleur, elke ras, elke geslag. Die vraag is, waar gaan jy wees? Waar gaan ek wees? Ons kan sekerheid op aarde hê. Ons kan by die kruis verlossing ontvang. Ek onthou 'n predikant wat op 'n stadium sendingwerk gedoen het, kom by 'n man aan en hy gee vir hom die evangelie. En hy vertel ook hoe hy die evangelie aan blankes en nie blankes en kleerlinge en Indiërs en al daardie mense bring, en die man haak af en hy sê, luister, as daai mense in die hemel is, dan wil ek nie daar wees nie. En hierdie sendeling sê vir hom, dis goed so, maar ek wil vir jou sê, in die hel is daar meer van hulle, as in die hemel. Wat is die beginsel wat hy vir hulle wil deurgee? Ons dink, as mens, en ek sluit myself daarby in, ons dink, dat God in die hemel staan, en hy smeek tog, dat ek in sy hemel sal inkom. Nee, hy sê vir my deur sy woord, hy het sy seun gestuur, en daar rus op my die verantwoordelikheid. Daar rus op my hierdie erge verantwoordelikheid om erns te maak met my siel, en te vergeet van wie anderste daar gaan wees. In die hemel gaan daar nie kleur wees, of ras of geslag nie. Die ANC-party gaan nie daar wees nie, so ook nie die DA nie. Daar gaan sondaars wees, wat uit genade gered is, van elke nasie, taal, volk en stam, en in die hel gaan hulle wees, van elke nasie, taal, volk en stam. Daarom moet jy seker maak, dat jy die Here Jesus Christus ken. Dis 'n versamelplek van mense wat dink hulle is goed.
En daar die een prediker vertel van die jong meisie, baie verfynd in hulle stap, en sy praat met hom oor die evangelie, en hulle kom verby 'n boemelaar wat daar in sy uitbraaksel en goed lê. En sy gril en sy sê, wat 'n walglike gesig, en hy sê vir haar, as jy jou nie bekeer tot God nie, sal jy weet waar hierdie man is, as hy hom nie bekeer tot God nie. Luister, moenie dat jou status in die samelewing jou op 'n punt bring dat jy dink jy's beter as ander nie. Ons almal word op gelyke voet gebore, sondaars onder God se oordeel. Ons kan ons plek in die hemel nie koop nie. Ons kan dit nie verwerf nie, ons kan nie daarvoor werk nie. Daarom pleit ek by jou dat jy jou sal bekeer tot die Here. Ons kom by die volgende gedagte, ek is amper klaar, moenie moed verloor nie. Die hel is 'n plek van onbeantwoorde gebede. Lukas 16:27 en hy sê, die ryk man sê, ek bid u dan Vader, om hom na my broeders te stuur, om hulle dringend te waarsku. Is iets wat my opgeval het in hierdie gebed van die ryk man. Vriende, dis miskien die eerste ernstige gebed wat hy gebid het. Maar het hy agtergekom, hy bid nie tot God nie. Hy bid tot Abraham. Ek glo hy het geweet op daardie stadium, God sal nie meer sy gebede verhoor nie. Ons kan nie na die graf wanneer ons agterkom, ons was verkeerd oor God en oor redding en oor die ewigheid, nou ewe skielik omdraai nie, want dan sal almal wil omdraai. Die Here sê, nou is die wel aangename tyd, nou, vandag. Nee, maar jy verstaan nie, Gerard, ons hier na 'n braai, en dan gaan ons 'n bietjie kuier, ek sal later oor hierdie goed dink, maak seker, jy kom by jou braai uit, en maak seker, jy gaan later tyd hê, want God sê, nou is die wel aangename tyd. Daar waar jy sit, as jy agterkom, jy ken God nie, roep na hom, dat jy jou siel kan red, want daardie plek sal 'n plek wees, waar God nooit weer jou gebede sal hoor nie, nooit weer nie. Jy sien, ons moet nou na God se woord luister. Ons moet nou al reeds bid en na God roep. 2 Korintiërs 6 vers 2 sê, want hy sê, kyk nou is die tyd van welba, kyk nou is die dag van heil. Praat onlangs met 'n jong meisie. Sy is toe al 'n paar jaar, kom ons sê, beweeg na die middeljare toe, maar sy vertel my, sy het verloof geraak aan 'n jong man, klomp jare voor die tyd. En sy het so uitgesien na die huwelik, sy was so lief vir daardie jong man. Sy die oproep, hy is in 'n ongeluk dood. As jong man. Sy is tot vandag toe ongetroud. Tot vandag toe nog 'n goeie verhouding met sy familie. Maar een ding wat ek uit daardie verhaal, of uit daardie vertelling geleer het, jou en my lewe is onseker. Moenie met jou ewige siel speel nie. Moenie met God kat en my speel nie. Moenie dink jy kan hom uitoorlê nie. Want daar is een van twee plekke, 'n hemel of 'n hel. Dit maak nie saak wat sê mense nie. Die Bybel verklaar baie duidelik, dis die mens bestem om eenmaal te sterwe, daarna die oordeel, of by die Here in die hemel, of in die ewige poel van vuur. In die ewigheid, vriende, sal gebede onbeantwoord wegsterf, want dit sal vir ewig te laat wees. Dink by uself, die geroep wat daar sal wees. O God, wees ons genadig. Die massas wat sal roep, en daar sal geen antwoord wees nie. En nou kom ek by die verskriklikste, die laaste punt. Ek wil vir u sê, hierdie punt het my hierdie week besig gehou, dat ek op 'n stadium in my studeerkamer eintlik so in my binneste 'n benoudheid gekry het. Kom ek vat u na die laaste gedagte toe, wat die hel die ergste sal maak. Die hel sal 'n God verlate plek wees. 2 Tessalonisense vers 9, en hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Jy sien, die woord leer ons dat die Here alomteenwoordig. Uit hierdie gedeelte blyk dit duidelik dat die Here sal kies om sy teenwoordigheid te onttrek vanaf hierdie verskriklike plek. Vriende, ek glo nie ons as mens sal ooit naaste by kan indink wat dit beteken om van God verlate te wees nie. Ek gaan nie een illustrasie gee, dan sê ek amen. Net een illustrasie. Luister, die geweldige impak wat het op die seun van God gehad het, toe hy van God verlate was. Onthou, hy word misverstaan, hy word gelieg oor hom, hy word gearresteer, hy word stikkend geslaan, sy baard word uitgeruk, dan word 'n doringkroon op sy kop geplaas, en hy stap hierdie pad na Golgotha. Hy word vasgeslaan met spykers, hy word bespot en gehoon, mense loop verby,
Hulle sien sy liggaam aan die kruis en hulle lig om. En hy verdra alles en hy sê, Vader, vergeef hulle. Maar kom ek lees vir u in Matteus of in Markus 15:34. En die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Elio, Elio, lama sabachthani. Wat as dit vertaal word, beteken my God, waarom het u my verlaat? Mense vra my, wat beteken dit? Ek sê, ek weet nie. Al wat ek weet, die smart wat Christus op daardie oomblik beleef het, om op daardie oomblik in sy mensheid van God geskei te wees, was vir hom erger as al die smart wat hy beleef het. Al die slawe wat hy gekry het, al die leuns wat van hom vertel was, toe hy van God verlate was, in sy mensheid op daardie oomblik, was dit vir hom een te veel. Ek wil vanmôre vir jou sê, nie een van ons wat hier sit is van God verlate nie. Nie een nie. Maar die feit dat jy jou oë vanmôre oopgemaak het, is God se goedheid. Spot, valse aantuigings was nog draagbaar, maar om van God verlate te wees, was verskriklik. Wat 'n verskriklike gedagte, en tog het God sy seun op daardie oomblik verlaat, toe hy vir ons die sondedraer geword het. Daarom moet u weet dat as Jesus die sondedraer nie 'n verlosser hier op aarde is nie, of u verlosser op aarde is nie, sal u ervaar wat dit is om vir ewig van God verlate te wees. Ek moet vir u sê, hierdie gedagte het my hierdie week besig gehou. Ek het probeer dink, sê nou, ek bid en God hoor nie. Ek lees die woord en daar is niks, dis dood, dis 'n niks seggende boek. God het my gelos. Dan is die lewe nutteloos. Daarom die feit dat jy vanmôre hier is, en God met jou praat deur die woord, en jy jou hart weet, jy ken hom nie as verlosser en saligmaker nie, is God se goedheid. Daarom moet dit nie van jou wegwerp nie. Voltaire, die groot Franse filosoof, het as goddelose die Bybel en Christendom verwerp. Op sy sterfbed het hy uitgeroep. Onthou, dit was nie, hy was dood en toe kom hy terug nie, daardie is 'n klomp snert wat mense verkondig. Hierdie man was op sy sterfbed. Ek kan nie vir u die hele verhaal vertel nie, hulle sê die susters wat om sy bed gestaan het weggehardloop. Hulle het gesê, ons wil nie langer hierdie man versorg nie, dis te verskriklik om te sien hoe hy sterwe. Hy sê, op sy sterwingsbed, ek is van God verlate, en ek gaan hel toe. Hierdie Voltaire het gesê, die Bybel sal eendag in 'n museum beskikbaar wees, en sy boeke sal wêreldwyd verkoop word. Vandag weet mense nie eens wie Voltaire is nie, en die Bybel is die mees verkope boek in die wêreld. Moenie God uitdaag nie. Hy's nie jou maat nie. Hy's nie jou gelyke nie. Hierdie man roep uit, ek is van God verlaat, ek gaan hel toe. Hy sê, o Christus, o Jesus Christus, keer my, ek val. Lig my op, ek brand. Hierdie is 'n uiterste geval van 'n godlonaar. Wat is die verskil tussen 'n godlonaar en iemand wat Christus nie ken nie? Selfe. Geen verskil nie. Albei is op pad na presies dieselfde plek. God se oordeel. Sir Thomas Scott het gesê, tot nou toe het ek gedink daar is geen God en daar is geen hel nie. Nou weet ek daar is albei en ek is verlore. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek gee nie om hoe gelukkig jy is, hoe suksesvol is, hoe hartseer jy is, hoe siek jy vanmôre is nie. Ek vra jou, is dit wel met jou siel? Dis wat ek jou vra vanmôre. As die Here jou lewensdraad knip, is jy gereed om hom te ontmoet. Daar is net een manier. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, daar is net een manier. En dit is Romeine 4 vers 7. Wel geluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Wel geluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Eenvoudig, ek het op 'n punt in my lewe gekom waar God se Gees my sonde kom wys, my verlore toestand. Ek het 'n redder buite myself gesoek, want daar's nie antwoorde in myself vir my sonde nie. Ek is 'n sondaar en ek produseer sonde soos 'n fabriek sekere produkte produseer. Wat ek doen is, ek kom op daardie punt waar God my uitbring. En ek sê, Here, wees my sondaar genadig. Spreuke 28:13, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Wat is barmhartigheid? Wanneer jy voor die poort van die koning staan,
Daar die poort is gesluit en jy roep uit, koning, wees my genadig. En jy roep uit, koning, wees my genadig, en jou stem word gehoor, en die poort word oopgemaak, en die koning sê, kom in. Dis genade, dis barmhartigheid. Het jy dit al beleef, of is jy vanmôre nog die man of die vrou wat op 2 gedagtes hinker? Ek weet nie lekker nie. Dan wil ek vir jou sê, dis vandag die tyd van welbehae, die dag wat jy moet roep na God, dat hy vir jou genadig en barmhartig sal wees. Hy het gesterf aan die kruis juis, dat ons gered kan word. Kom ons sit so, dan doen ons 'n gebed saam, en dan gaan ons vir u die nagmaalsformulier lees. Here, watter ernstige waarskuwing, watter liefdevolle uitnodiging, watter groot barmhartigheid bewys u net nie aan ons nie, dat u vuil sondaars wil red en deel van u heerlikheid wil maak. Mag ons roep na die koning van die heelal, en Vader, mag die poorte van u koninkryk oopgaan, deur u seun Jesus Christus wat vir ons gesterf het en die sondedraer geword het. En mag ons ingenooi word in u heerlikheid. En mag ons die versekering ontvang, ek is van my sonde vry, ek behoort aan die Here Jesus. Om vir enigiets anders op hierdie aarde te leef is 'n mors van tyd. Dit sal in die ewigheid niks beteken nie. Ek gaan nie beïndruk word met my bankbalans nie, ek gaan nie beïndruk word met wie ek is en my status in die samelewing nie. Dan gaan een ding wees wat saak maak, ken ek die Here Jesus Christus en ken hy my. En daarom pleit ek by u Vader, dat hulle wat hoor, hulle wat luister vanmôre, hulle wat vanmôre wonder, waar sal ek wees as ek sterwe? Dat hulle sal roep om genade. Want u is genadig en barmhartig. U het geen behae daarin in die dood van die sondaar nie, maar daarin dat hulle sal bekeer. Red siele, Vader, ter wille van u koninkryk. En ons bid dit met danksegging.